Hooglied, vers vir vers, Hooglied 3 vers 3. Quick fix antwoorde versus kopkrabbers. Hooglied 3 vers 3. Die wagte wat in die stad rondgaan het my aangetrek. Het julle my siel sien nie? Steeds die bruid wat hier praat, maar hier praat sy met die ander medegelowiges. Die bruid gaan oor tot aksie. Sy gaan vra ander gelowiges, help my, bid saam met my. Onthou, hierdie is die geloofsreis. In die begin het God vir haar opdrag gegee om saam met ander gelowiges te gaan. Dus gaan sy weer terug na die ander gelowiges en sy verklaar vir hulle waarna sy op soek is. Ek het ook al self deur baie verskillende journeys gegaan. In die begin, in die kleuterskool daar het ons baie vrae. En dan wanneer ons aan die medegelowiges toe gaan, dan staan baie antwoorde en oplossings by hulle. Maar op 'n stadium weet jy het gegroei wanneer jy teruggaan na die vorige teachers toe met komplekse vrae waarop hulle nie maklike en ready-made quick fix antwoorde het nie. Net soos die wagte het hulle ook met vrae op hulle gesigte gesit. Maar ek glo dit is noodsaaklik om nog steeds hierdie vrae te bespreek met medegelowiges, al kan hulle nie die antwoorde gee nie. Ek glo in die krag van kom ons bespreek dit. Dit is soos 'n noodkreet wat uitgestuur word na die hemel toe. Ek neem aksie om dinge te bespreek. Roll the windows down and turn up the dial. Can I get a hallelujah? Can I get an amen? Feels like the Holy Ghost running through ya. When I play the highway FM, I find my soul revival, singing every single verse. Yeah, I guess that's my Gelowiges begin groei. Wanneer hulle vir jou begin vra waarop jy nie die antwoorde het nie, dan moet jy sê, can I have a hallelujah? Can I have an amen? Want dan groei hulle werklik. Dan het hulle oorbeweeg. Dan is jy nie meer hulle mentor nie. Jy is nou die mede-toeskouer van hulle resies.